Waar hoort wildsboerdery? By landbou of omgewingsake? Welkom by hierdie week se AMT Wildoorsigh. Ek en Franco gesels oor buffels met bek en closure wat nie meer geskiet hoef te word nie, jagdiere se pryse wat styg en ons kyk ook of wildsboerdery nou by die landbousektor of omgewingsake hoort. Als in hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. Julle het AMT gebou tot waar ons vandag is met meer as 1.3 miljoen kyke net oor die afgelope maand. Elke kyk, elke deel en elke kommentaar maak 'n groot verskil. Daarom wil ons opreg dankie sê aan elkeen wat AMT oor die afgelope paar jaar ondersteun het. Sonder julle sou dit eenvoudig nie moontlik gewees het nie. Maak dus seker julle volg ons waar ook al julle dit kyk. Kom ons begin weer by die nuutste pryse. Vlaktewild en kleurvariante het so 'n bietjie opgetel laasweek met hoër waardewild wat dan so 1% oor die algemeen gedaal het. Dit is natuurlik as ons al hierdie pryse in ag neem. As ons egter net na familiegroeppryse kyk onder vlaktewild, het springbokke dan 4% gestyg na R5.300, maar die ramme alleen was so 3% laer rondom R13.000. Rooibokke styg na R2.960, terwyl rooibok ramme alleenlik 3% styg na R9.800. Blesbokke daal na R3.450, terwyl gemsbokke steeds verhandel op R17.000 gemiddeld in 'n teelgroep. Blauwillebeeste bly op R6.430 gemiddeld, maar interessant genoeg is dat bulle met ongeveer 5% gestyg het na R18.500. Familiegroepe onder intermediêre wild het almal dan onveranderd gebly, met Kaapse elande op R17.100 per dier, kudu's op R12.750 en jalas op R9.650, rooihartebeeste op R10.830 met lechwes sywaarts op R8.170. Hier was die groot uitskieter die rooi hartebeesbulle wat met 9% gestyg het week op week en gemiddeld op R18.800 ingekom het. As ons dan na hoër waarde wild beweeg het, almal ook onveranderd gebly vir die teelgroeppryse. Livingston elande op R24.800, terwyl Livingston eland bulle met 7% gesak het na R130.000 gemiddeld. Baster gemsbokke of round steeds op R27.500, buffel staan steeds op R25.700 en swartwit pense op R24.600 gemiddeld. Maar ek wil ook net noem, hier is baie min teeldier of teelpakkies wat dan deur die veilings gegaan het op die oomblik, so hierdie pryse kan dalk so bietjie verouderd al wees. Teelgroepe onder kleurvariante het as volg verhandel. Witblesbokke laer op R4.260, swart rooibokke steeds op R16.280 en witflank rooibokke steeds op R16.560. Maar ons sien dat witflank rooibok ramme verder styg na R56.300 gemiddeld laasweek. Koper springbokke bly onveranderd op R3.990 met die ramme op R9.700. Swart springbokke styg na R3.170 met wit springbokke steeds op R8.520 per dier gemiddeld. Gouwillebeeste styg so bietjie na R9.250 met die bulle rondom R27.500. Koningswillebeeste steeds rondom R30.000 vir 'n teelgroep gemiddeld in 'n dier, maar die bulle styg met 8% na ongeveer R110.000 per dier gemiddeld laasweek. Laat weet my wat julle dink van die pryse, wat julle sien in julle streek en wat ek volgende week vir julle dan kan uitlig. Ek sal julle insette ook baie waardeer. Soos beloof gesels ons dan weer met Franco vandag. Ons gesels bietjie bek en closure en pryse, daar's 'n paar veranderinge wat gebeur. Baie welkom by ons Franco. Daar sê dankie, baie opwindende week wat voor lê. Franco, ek het nou net pryse deurgegee. Baie interessant vir my wat ek nogal gesien het, is springbok ramme, spesifiek rooibok ramme wat op is en rooihartebees bulle byvoorbeeld wat op is. Wat sien jy nou? Wat se aanvraag sien jy nou in die mark al buite? Definitief, ek dink soos jy sê, die manne se kombuise of spense is leeg. Daar's nog heelwat jagters wat inkom. Die meeste van die ouens jag, kan ek sê, tot diep in November toe nog met ouens. Staan nie 'n rr in November nie, mag 'n mens dan jag? Dis die Tarantale nie. Nee, kyk, is dan vrygestelde plase, so hulle kan deur die jaar jag. Nee. So daar is ons wat diep in November in nog jag. So ek dink die voorraad is op lae kante. Daar is ouens wat nou weer 'n bietjie nuwe ouens geboek het, veral vir volgende jaar. So ek dink hulle koop nou sistematies dalk bietjie vir volgende jaar, maar net om hulle behoefte nou te voorsien en dan ook om vroeg jagdiere wat hulle aankoop. En vroeg vir volgende jaar. Onthou die ouens begin weer Februarie maand, Maart maand voor die wildseisoen regtig begin hulle alweer jag. So hulle kan nie met te lae voorrade in die nuwe seisoen ingaan nie. En teelgroep, of wanneer gaan hulle al vroulike diere weer? Wanneer is die groter vraag weer vir dit? Nee, definitief op hierdie stadium begin ons oproepe kry vir teeldiere. Okay. Die mark het net nie, dis die nadeel. Wow. Daar is nie
groot groepe diere wat in die mark kom nie. So ja, ek dink die teelmark is redelik onder druk ook op hierdie stadium om Dalk nog 'n bietjie hoër pryse sien, né? as jy kan miskien dalk hier en daar 10 rooibokke of 10 blesbokke, maar dis nie moeite werd om my goed te gaan vang ook nie. Jou groot vangste is, kan ek sê, is verby. Hier en daar sê jy dalk nog 'n ou kry wat dalk nou bang is vir die El Nino wat gaan gebeur dalk. Wat dalk bietjie kan kudde sny, maar die res van die ouens omrede die diere dragtig is, dink ek hou hulle nou eers bietjie terug. Okay. Hoor jy Franco, baie interessant is, daar's bietjie nuus oor back and close. Ek wonder of hulle ons video natuurlik van laasweek gekyk het, maar ja, daar's interessante nuus. Ek wil net so 'n bietjie af en toe kyk jy dit nog as ek kan tyd kry. Definitief daar was gesprekke met WRSA, ek sal hulle naam krediet gee vir dit, met departement landbou. Altyd as buffels back and claw korridor TB een van daai siektes gekry het, moes hulle uitgeskiet geword het om die skoon buffels te beskerm in die land. Daar's nou 'n moratorium geplaas op die, kan ek sê, kal of uitskiet van daai diere. Ja, ek dink dit is half 'n goeie ding, maar ook ja, soos ek sê, daar is baie riglyne wat saam met dit gegaan het. Daar's nog nie duidelike sê dis die stappe wat gevolg gaan word. Daar's net moratorium is afgekondig. Daai diere mag nog steeds nie skuif nie. Hulle moet gekwarantyne word. So daar's baie reëls ten opsigte van dit wat in plek gaan wees. Maar die voordeel is daai diere hoef nie nou te kal te word nie. Ek weet nie wat gaan hulle doen of hulle gaan end nie. Maar dit is weer teen wat hulle gesê het hulle gaan doen. So en diere wat back and claw gehad het, gaan altyd 'n draer wees van dit. Kan ek sê of die simptome het of in sy bloedtoetse gaan dit wys. So ek is nie seker waar gaan hulle met dit heen. Maar ek wil eintlik gaan, want back and claw is half 'n dis 'n siekte wat bestuur gaan word, nie een wat uitgeroei gaan word nie. As ek nou luister na wat almal in die mark daar buite sê, so moet ons nie eerder na 'n inenting toe beweeg wat jy nou genoem het, in plaas van om hulle net alles skoon te probeer hou. Ek dink van die 4 siektes waar buffels redelik van vry is, kan back and claw die maklikste beheer word. Ek dink daar is 'n inenting. Ons weet nie of die inentings gaan werk op die buffels nie. Dis weer 'n vraag wat getoets moet gaan word. Al is dit 'n cloven-hoofed animal, weet ek nie of dit gaan werk nie. Dit is die ander ding van, en waar is dit? Soos jy sê, daar was ons daai toetse gedoen in die Kreerwiltuin, wat ouer diere dit nie gekry het nie, net die jonger diere het dit gekry. So ja, daar is nog baie navorsing wat moet dit gebeur word. Ja. Maar ek of jy is nou net 'n veearts wat nou daar vir ons 'n opinie vir die mense daar buite gaan gee nie, maar ja, ek hoop iemand kan vir ons kommentaar sommer los hierso en sê wat is elke. Ek dink daar is 'n veearts wat regtig vir jou ons gaan riglyne hê en ons gaan dalk hy kan met ondervinding dalk antwoord gee, maar of dit klinkklare bewys gaan wees dat dit gaan gebeur, weet ek nie of dit gaan gebeur. Ja. Nee, ons hoop so. Maar ons hoop dit kan beter bestuur word, maar daar is bietjie nou Willie is mos nie meer noodwendig by omgewingsake nie. Hy is mos nou minister van landbou en nou het hy al 'n opinie oor wild uitgespreek. So daar's 'n bietjie ja, dis vir my teenstrydigheid. Dit is vir half kyk so ek sê omrede back and claw 'n landboubeheerde siekte is. Maar om buffels nou deel van dit ook dit kan kry en die ander wild ook. So daar's 'n oorvleeling en dis wat ek heeltyd sê, ons moet besluit waar hoort wild nou. Hoort hy nou by landbou? Was nou die tyd. Ek dink definitief, want as jy gaan kyk back and claw kudu's, al daai goeders kry dit, verstaan? En jou swartwit pens, ons het nou gesien elande kry dit, springbokke kry dit. So ek dink daar is nou tyd. Die wildseisoen maak nou klaar in meeste van die plekke in einde September. Ek dink regtig as Willie die boodskap kry of iemand dit vir hom kan oordra. My gevoel is kry 'n komitee saam. Die regering hou van komitees, maar dit gaan nie van daaroor nie. Dit gaan vir my oor kry kundiges bymekaar, gaan vir Oktober, November, sit ons om 'n tafel, praat met almal in die bedryf, kry omgewingsake in, kry landbou in en besluit waar gaan dit heen. Want as ek 'n bees het, hoef ek nie aan omgewingsake se reëls te voldoen nie. Maar nou moet ek aan 2 departemente se reëls voldoen. En so ek sê as jy gaan kyk, byvoorbeeld in Noordwes, is ons beheermaatreëls baie minder as in Limpopo oor back and claw. Baie minder. Kan ek sê Limpopo is streng. Ek het vanoggend weer een van die veilingshuise wat 'n geval gehad het, vermoede geval, en hulle het die veiling gestop, 'n beesveiling. Ja. So hier by ons Noordwes Vrystaat gaan dit aan, verstaan. Daar is nog sekere gevalle, maar so lank al gesê het, ek hoor nie meer van back and claw gevalle nie. Ja. So ek dink dit is ideale geleentheid is om daai te kyk waar gaan ons met dit heen. Dit gaan nie in 3 maande of 2 maande of dis 'n langtermynproses. Maar ten minste kan daar begin kyk word na dit. Hoekom moet ons in ou wetgewing vasgevang word met al die vernuwings wat daar tans is? En ek dink monitering, naspeurbaarheid, al daai goeders is nou baie makliker as wat dit was 10, 15, 20 jaar terug.
Ja, daar's 'n paar meganismes wat gebruik kan word om dit beter te bestuur. En want ek is nogal geïnteresseerd oor hoekom dit nie noodwendig aan die landbou toe nie. Daar's sekere goed wat nou vir omgewingsake nou belangrik is om te kan bestuur, al daai tipe goed. Maar ek dink veral met Willie nou by landbou moet ons kyk en ek dink is die eerste prys om wild by landbou te kry, of wat is jou gevoel? Ek sou nie sê dis die eerste prysie, maar dis 'n prys, kom stel dit so. Ek dink Wat sou jou eerste prys wees? om duidelikheid te kry wat dit is. Die ding is, ons sit nou met 2 ministers wat uit dieselfde politieke Kan organisasie, saamwerk ten hulle kan minste, met mekaar praat, verstaan. En ek dink, daar is nie botsende belange nie, dit gaan oor 'n landsbelang op hierdie stadium. Oor die volhoubaarheid van landbou, van wildboerdery. Ons noem dit wildboerdery, anders moes ons dit genoem het wildbeskerming, byvoorbeeld. Maar dis 'n boerdery. So ek dink by landbou, daar gaan net heeltemal nuwe wetgewing moet geskryf word, hoe dit gedoen gaan word en so Ja, aan. maar dis nie 'n ding wat jy nou praat van wat môre gaan gebeur. Nee, dit wat ek jou net gesê, dit gaan definitief 'n langtermyn. Maar solank ons in 'n rigting begin beweeg en almal kan daar begin dink, luister hierso, kom ons gaan soontoe maar in die volgende 3 jaar of 2 jaar of wat ook al tot die kan ons sekere riglyne of aanpassings maak om dit al reeds te begin toets. In 'n toetsfase kan ek sê. Ja. Laat ons kyk of dit gaan werk of nie. Dit is vir my krities van belang. Laat daar net 'n duidelikheid kom en laat ek aan een stel reëls hoef voldoen as wildboer en nie aan vele nie, verstaan? Ja. Frank, of ek gou terugkom na die buffel en die back and closure probleem wat ons het. Sekere van ons wildsboere het reeds moes hulle buffels uitskiet. So nou hoef seker is dit nie te doen nie en seker is gaan dit doen. So dit skep ook nou weer 'n bietjie konflik amper. Ja, jy sê daar's nie duidelik bewyse om watter rede die ouens dit uitgeskiet het nie. Dit kan sekerlik 'n misgeboorte ook wees of iets van die ander siektes. Maar ja, dit het gebeur. Maar ek dink dit was voor die moratorium geplaas is. So ek dink nie daar's regtig 'n regsgeldige aksie wat gevolg kan word nie. Wat wel 'n kwessie is en dis wil ek duidelik stel. Die beesboere het altyd gesê dis die wildboere wat die siektes inbring. En nou was dit omgekeerd. Ek het al baie houe gekry hieroor wat ek daai stelling maak. Ja. Want omdat die buffels het reëls, jy mag nie dit doen nie, jy moet getoets word, alles. Nou die staat, Ja, daai goed verskriklik getoets word en voor hulle skei van nou ons. die staat opgeslip. Ja, om back and cloud te beheer. En nou het van die buffelkuddes gekry. Van die beeste af. So ek dink eintlik is die staat verantwoordelik. Ek dink dis ook al kom Willie dalk die roete gaan om die dis moratorium te gaan op baie ding. So jy Of sê hoekom hulle dit reg gekry het ten minste. ja, ek sê kyk, as jy gaan kyk het wat het hulle reg gekry met die entings op hierdie stadium, maar op sekere plekke is eindstof weer 'n probleem. So daar is oplossings, maar ja, ons sit met administratiewe probleme. Maar dit is net my gevoel. Die buffels ouens was nog altyd oor die vingers getik. Dis en dis en dis wat julle moet doen. Nou die beeste ouens die beeste het dit gekry. Ek sê nie dis enige beesboer se skuld nie. Hoor mooi wat ek sê. Dit was maar 'n staat Jy gaan baie kommentaar kry. Ek is reg vir dit. Maar ek dink dit as ons nie kommentare kry, gaan ons nie oplossings kry nie. Ja. As ou nie van sê dis wat julle praat nonsens, dan gaan ons nie oplossings kry nie. Ja. En ek dink baie van die goed wat ons al gepraat het, is al antwoorde gegee op, indirek of direk, verstaan. Die ouens luister wat ons oor praat en ons kry baie insette. So ek dink definitief op hierdie stadium ons sit met 'n groot probleem met die buffels omrede dit van die beeste af gekom het. Dit is nie ingebring deur die buffels nie. So ja, en ek dink daar moet 'n samewerking kom My vanaf. gevoel is dit gaan verskriklik moeilik wees, veral as jy na kudu's kyk, daai tipe goed om dit vry te hou eintlik, want ja, dis amper nie heininge wat 'n kudu kan inhou nie, maar moet mense nie dan eerder beweeg na beheer in plaas van vrystatus toe nie? Want hoe gaan jy tog al die diere uitmekaar uithou die hele tyd? Ja, maar Dis dit nie 'n was- beeskudde en 'n skaapkudde nie. Dis wat nog heeltyd die probleem was met die wild, want hoe gaan jy dit beheer? Ons kyk na hondsdolheid en kudu's. Jy kan 'n omgewing so kudu's gaan en teen hondsdolheid, wat hy kry dit ook. Maar dit sê gaan almal kry nie. En dit jy laas ook gesê het van die Bosveld. Ons spandeer jy 3 jaar om die buffels te gaan ent in die Bosveld. Gaan jy nog steeds nie almal kry nie. Ja. Hy goed kan wegkruip. So en kudu's is nog erger. So watter diere gaan jy ent en watter nie. So wat jy net nou gesê het, ek dink ons is in 'n bestuursprogram van Back and Claw. Ons is nie op pad na weer skoon status toe vinnig nie. Ja, en ek dink as mense daai kop skuif maak, dan kan dit dalk 'n groot verandering ook in die manier hoe dit bestuur word. Ja, ek dink mense moet meer begin saamwerk as wat ons teen mekaar begin werk, verstaan. En elke ou op sy mishoop
nou wil iets kraai. Werk saam en kry vir Suid-Afrika 'n oplossing. Jy as ons kyk na ons uitvoere ook, jy wat nou elke dag met die vleis en goeders gee. Namibië, ons kan nie Namibië toe uitvoer, ons kan nie Botswana toe uitvoer, dis moeilik om van daar af hiernatoe ook goed te bring. So, ja, dit is regtig op hierdie stadium vir julle, kan ek sê amper wildveesbedryf, is dit 'n kritiese saak wat aangesmeer moet word. Dis hoekom ek sê, hoe gouer daar kundiges saam kan sit, en as jy gaan kyk na die back and claw komitees wat gestig is, ons kry nie terugvoer van dit af regtig nie. Daar is nou RPO en al die ouens en rooi vleis, as almal ouens wat insette lewer, maar daar kom nie daadwerklike oplossings nie. Op hierdie stadium voel ons die hele tyd ons gooi met 'n liter emmertjie water 'n groot probeer vuur doodgooi. Hoe meer kennis en vinniger gaan reageer word om die siekte te beheer, hoe beter ook. Ja. Nee, het is interessant hoe waantoe die dinge op pad is, maar baie dankie vir jou tyd vandag, Franco. Was weer baie insiggewend en lekker om saam met te gesels. Dankie. Baie dankie dat jy ingeskakel het hierdie week. Skakel gerus in volgende week wanneer ons weer vir jou die nuutste nuus en pryse in die wildsbedryf van Suid-Afrika bring. Tot volgende week.